Here, ons het elkeen 'n intense behoefte om U te beleef in ons eie lewe, in die oggend, in die aand, waar ons op reis is, in ons mooiste oomblikke, in ons diepste seer. Here, deur die Gees wat in ons woon, is U met ons 24 ure 'n dag. Here, soms is dit nie U wat afwesig is nie, dit is ons wat U nie opsoek nie, wat U nie raak sien nie, wat U nie beleef nie. Wil U vanoggend ook in hierdie erediens nie net met ons wees nie, maar deur die Gees met ons in gesprek tree, Here. Ons is besig om ons denke rondom ontdek God in die gewone te verruim. Wil U ook vandag ons verder neem op hierdie reis? Wil U ook vandag gebruik, Here? Wil U deur die Gees vandag vir ons nuwe weë oopbreek? Meer nog, Here, wil U ons voete op daardie paaie plaas, om U ook te ontdek in die gewone van speel en lag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Tom Smith se boek Vind God in die gewone. As mens dit die eerste keer lees, dan kom jy agter dit roer jou op 'n vlak wat jy nie aan gewoond is nie. Lees jy dit die tweede keer, gaan die reis dieper. Lees jy dit derde keer, gaan dit steeds dieper. En dan besef 'n mens dat, dan kan ek dan net van myself praat, jy leef die lewe op 'n bepaalde manier. Jy ervaar die lewe op 'n bepaalde manier. En daardie manier, kom ons sê dit dan maar, die bril waarmee ek kyk na die lewe, is vir my gevorm. Deur baie fasette, baie insette, baie jare. Die geheim is dat ek dit erken en dat ek die moed het om die bril af te haal en om neer te sit en om regtig te ondersoek. Want soms is die bril nie goed vir my. Soms is dit nodig dat ek die waagmoed neem om 'n ander bril te kry. En vanoggend is een van daardie hoofstukke wat ek en jy die waagmoed moet hê om te sê, maar ek gaan ook die bril waarmee ek na die lewe kyk, ek gaan dalk 'n lens byvoeg. Dis dalk tyd dat ek die bril moet verander, iets heel anders moet doen. Kom ons lees saam Matteus 18 vers 2 tot 3. Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele kom nie. Die boodskap vertaal dit as volg. Toe doen Jesus 'n vreemde ding. Hy roep een van die kindertjies wat daar rond speel nader. Hy laat toe die tussen hulle staan en sê, ek gaan nou vir julle een van die belangrikste lesse van julle lewe leer. Kyk, julle moet verander en weer soos hierdie kindertjies word. Anders sal julle nooit die binnekant van my Vader se nuwe wêreld sien nie. Kindertjies is nederig. Hulle dink nie veel van hulle self nie. Hulle het respek vir ander. Julle moet ook so leef. Om 'n leerbare gees te hê. Kindertjies, en as ons praat van kindertjies, kom ons sê ouderdom 5 en kleiner. Die oomblik as 'n kind die skoolwêreld betree, is daar 'n ander blootstelling. Gebeur ander dinge in hulle ontwikkelingsproses. Maar as jy 'n kind kinderlik wil beleef, is die beste ouderdom 0 tot 5.
En op daardie ouderdom is hulle so sponsies. Hulle neem alles in. Hulle boots alles na. Hulle het 'n leerbare gees. Maar daar's ander elemente wat vir ons baie spesiaal is op hierdie ouderdom. Hulle leef in die oomblik sonder om te bevraagteken. As ons as 'n familie saam is vir 'n naweek, die 4 kleindogters saam is, dis vir my heerlik om net hulle viertjies dop te hou en hoe hulle kommunikeer en hoe hulle speel en hoe hulle sommer net die oomblik geniet. En ja, nie een keer het ek nou al gehoor dat die 2 oudstes, Kara en Daniel, vir mekaar sal sê, wat dink jy van wat Trump nou gedoen het? Het jy gesien wat sy rand werd op die oomblik? As ons teen die tempo speel, wanneer gaan dit ophou? Daar is nie kritiese vrae nie. As jy die gesindheid van 'n kind het, leef jy in die oomblik, jy geniet wat voor jou is. As die blokkies voor hulle lê, speel hulle met die blokkies. As die poppe voor hulle lê, speel hulle met die poppe. As ons buite toe gaan en bal skop, dan is bal skop. Daai oomblik, die alles. Kinderlik, eenvoud, opreg, met oorgawe. Die van ons wat klein kindertjies op skool gehad het, sal weet, 'n graad 1 juffrou weet alles. Sy weet presies wat die naweek gebeur het. Die detail. Daarom is dit die beste om maar net te sê, juffrou, ek gaan nie praat oor wat ek hoor in die klas aangaan nie, en jy gaan nie praat oor wat jy hoor in die huis aangaan nie. Kom ons beperk nie 'n kind se kinderlikheid, eerlikheid, oorgawe. Word nie deur 'n horlosie beheer nie. Is dit nie die wonderlike van 'n kinderlike gesindheid nie? Die horlosie is geen faktor nie. Ek sal nooit vra, hoe lank nog is hierdie speel nou wat aan die gang is nie? Hoe lank kan ons spandeer hier in die speelpark? Nooit 'n vraag nie. Maar as jy wil loop, kan ons nie langer bly nie. Kan ons nie nog van dit doen wat ons geniet nie? Volkome vertroue in iemand anders se hande stel. Ek het baie min van my eie kindergedagtes van 5 jaartjies oud. Ek dink nie een van ons het nie. Een van die momente wat ek onthou, ons het in ons kombuis so geel tafel gehad, en die yskas, ou huis, hoë plafonne, en dan het my pa my soms op die yskas getel, dat ek afspring en hy vang my. Vertroue in iemand anders plaas. En ek onthou hoe lekker dit vir my was. Dit het vir my vreugde gebring. So 'n mate dat ek gesê het, nog. Maar daai om jouself in iemand anders se hande te plaas, te vertrou, verloor ons. Ook teenoor die Here. So as die Here vir ons in hierdie teksgedeelte gesê het, as jy iets wil verstaan, hoe die koninkryk van God werk, my koninkryk, moet jy weer word soos 'n kind. Want jy kan nie jou lewe onvoorwaardelik in my hande laat, as jy nie daai kinderlike ingesteldheid het wat sê, dit maak nie saak hoe ver dit is nie, dit maak nie saak wat die statistieke is, hoeveel kinders hulle been gebreek het as hulle van 'n yskas spring nie. My pa sê dis veilig. Ek spring. Die Here, Psalm 37 sê vir my, laat jou lewe aan my oor. Vir my en jou is dit moeilik. Ja, Here, maar het jy die ekonomie gesien? Ja, Here, maar. By 'n kind is nie maar nie. Ek kom, papa, ek spring. En wat is die ervaring? Ek sien dit met my eie kleinkinders. Jy moet wakker wees. Hulle wonder nie of hulle gaan spring nie, hulle spring. Ons klimraam is 'n bietjie hoër. En hulle kan daar staan en afspring het ek hulle vang. Maar hulle wag nie om te kyk of ek reg is nie. Hulle vertrou onvoorwaardelik, oupa sal reg wees. Hy sal my vang. Dit beteken dat hulle baie keer spring en ek is nog nie reg nie, dat jy regtig moet spook om hulle te vang. Dis wat Jesus bedoel as hy sê. As jy met my 'n pad wil stap in my koninkryk hier op aarde, moet jy word soos 'n kind. Vergeet nie om te speel nie, deel
van hulle DNA. Ek het nog nooit ervaar dat 'n kind van daai ouderdom opstaan en sê, vandag wil ek nie speel nie. Ek sê vandag in die mood vir speel nie. Hulle is altyd in die mood vir speel. As ek my oogies oopmaak, is die eerste gedagte, wat doen ons nou? Wat speel ons nou? Waarmee hou ons nou besig? En ek dink een van die belangrikste kenmerke van 'n kind, kinderlikheid, daar's nie 'n ego nie, daar's nie eie belang nie. Niks word gedoen vir wat dit vir my kan beteken nie. Geen verhoudings word op 'n strategiese vlak beplan en gesmee nie. Daar's net 'n onvoorwaardelike eerlikheid, wederwysige respek. Dit maak dat kinders nie iemand kan gebruik nie. En dis baie keer waar ek en jy as volwassenes die ervaring het dat ek gebruik of misbruik word, dat ek onttrek, dat ek nie meer deel is nie. Dit kan ook in die Here se koninkryk gebeur, dat ek dit voel en ervaar, as Jesus sê, word weer soos 'n kind, dat ek en jy ook weer daai gesindheid het van, dit gaan nie oor my nie, dit maak nie saak nie. 1 Korinte 13, ek gaan nie lig geraak wees nie. Hierdie is 'n baie spesiale foto. Dit gaan rondom die uitbeelding van iets wat God besig is om te doen. So dis 'n swart en wit foto, en ek wil hê, jy moet vir jouself afvra, wat is God hier besig om vir my te wys? Wie wil vandag raai? Enigeen? Wat sien jy? Sien 2 strome? Daar's 'n rots. Daar's lig. Dit gaan oor die wonder van God se hand in die natuur met sonsopkoms. Die son wat deurbreek. Wit en swart weerspieël nie die volledige prentjie nie. Dit is en bly 'n baie mooi foto. Maar die oomblik as jy die kleur bysit, verander alles. Kan jy die son sien wat besig is om op te kom? Jy kan sien hoe dit weer kaats in hierdie water. Jy kan die grootheid van die Here op 'n ander manier sien en beleef. Ek weet nie wie van julle dalk al op Facebook of YouTube gesien, daar is video's van persone wat kleurblind is en wat die familie dan vir hulle 'n bril koop wat iemand wat kleurblind is in staat stel om kleur te sien. So, hoe die tegnologie presies werk, weet ek nie, maar wat wel gebeur, die oomblik as jy die bril opsit, alles wat wit en swart is, word kleur. So die lens wat jy dra, die bril wat jy dra, maak dat alles verander. Jou persepsie is jou werklikheid. En dis waarom ons vanoggend sê, as ek en jy wil gesels, en die Here se Gees toelaat om ons denke te vernuwe rondom ontdek om in die gewone van speel en lag, moet ons die lewe begin sien deur die oë van 'n kind. Hoekom is dit belangrik? Want Jesus het gesê, as jy enigsins wil verstaan hoe my koninkryk werk, moet jy weer soos 'n kindjie word. En die enigste manier hoe ek en jy op ons ouderdom weer soos 'n kindjie kan word, is om die bril van kind wees weer op te sit. En deur daardie bril na die wêreld te begin kyk. As ons die wêreld weer kan sien deur die oë van 'n kind, kan ek en jy begin doen wat Jesus ons vra om te doen. Verstaan my koninkryk, omdat jy dink en handel soos 'n kind. Leonard Sweet sê die volgende oor God se koninkryk en die moontlikheid daarvan dat God se koninkryk hier op aarde veel meer is en dalk beskryf kan word as een groot speelgrond. The well-played life
can be realized in every moment of every day. In our jobs, our family lives, our playgrounds, playlists, play dates, play creation. God's kingdom is best seen as a playdom. In fact, when work becomes play, we don't know we're working at all, only playing. Om 'n oomblik terug te keer na verlede week, om God te ontdek in die gewone van werk, het ons met mekaar gedeel, dat my grootste sendingreis elke dag aanbreek, as ek my voet oor die drempel sit by my werk. Dan betree ek die wêreld waar God is en leef, en wil hê ek moet wees en leef, en sy beelddraer wees. Leonard Sweet sluit daarby aan om te sê, in die lig van Jesus se opdrag, sien die wêreld vanuit die oë van 'n kind, dan word my werk die speelpark van God. En ek is 'n deelnemer saam met hom, en ek kan ook, deur die bril van speel en lag, begin 'n verskil maak. Iets doodgewoon soos humor. Uiteraard in hierdie week se voorbereiding in ons preekgroep moes ons stilstaan by fasette wat 'n ou raak sien. Daar's een videogreep, dit speel af in 'n moltrein, ek dink in Amerika, van 'n persoon, tipies in die tyd waarin ons leef. Hy kom in, hy gaan staan, minding his own business, hy het oorfone, hy kan niemand hoor nie, en hy het net sy skermpie voor hom. En wat hy sien moet baie snaaks wees, en hy begin lag. Maar omdat hy homself nie kan hoor lag nie, want hy het oorfone op, die hele, wat noem hy, daai moltreine, kompartement se mense, hoor hom, en hier begin 'n ou saamlag, en daar begin 'n ou saamlag, en daar begin 'n ou saamlag, en aan die einde is die hele kompartement, almal besig om net uitbundig te lag. Hy is nie eers bewus daarvan nie. Hy staan en kyk op sy skermpie, hy lag vir whatever daar is. En dis die gawe wat ek en jy het. Ons is ook die draers van God se vreugde in hierdie wêreld. En ons kom later daarby. Ek en jy is geroep om gelukkig te wees. Ons is die draers van geluk, vrede, vreugde. We play because our God is good. Grace is sufficient for us. God wants us to be full of joy, and play is a way to experience the goodness of God and the richness of life. But many adults have lost the ability to play. James Bryan Smith. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar dat hoe ouer ek en jy word, hoe minder word ons humor? Hoe ouer ons word, hoe groter die besef van hoe ernstig die lewe is. Many adults have lost the ability to play. As ons na hierdie twee aanhalings kyk, is daar 3 teksgedeeltes wat ek net daarmee saam wil noem. Johannes 17 vers 15. Jesus se gebed aan sy Vader. Wat pertinent sê, ek vra nie dat u my volgelinge, u kinders, uit hierdie wêreld neem nie. Hulle hoort hier. So ek en jy is hier. Ons hoort hier. Tweede faset wat belangrik is, Johannes 10 vers 10, as Jesus sê, ek het gekom sodat julle, ek en jy, die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ons hoort nie net hier nie. Ons is bestem om hier te wees en oorvloed te geniet. Oorvloed is 'n Afrikaanse woord wat eintlik net een ding beteken, maar wat nie in hierdie konteks geldig is nie. Dit gaan nie daaroor dat ek uitbundig baie goeie gesondheid en alles in die beste moontlike manier sal hê nie. Oorvloed beteken om in die oomblik genoegsaam te hê en dit te kan geniet. Die groot les wat die Here sy volk moes leer in die woestyn. Ek gee vir jou die manna, ek gee vir jou die kwartels. Maar genoeg vir een dag. Nie om by mekaar te maak, skure te bou en dit te bære. My genade
Is genoeg vir hierdie dag. Geniet dit, leef dit uit. 'n Laaste faset. Dit wat ons lees in Matteus 11. En ons gaan dit later in detail na kyk, vers 28 tot 30. Dat Jesus sê, my las is lig. My juk is sag. Wat is die doel van jou menswees in hierdie wêreld? Wat sê die Here in daai gedeelte? Sodat jy kan vry lewe en lig lewe. Vry lewe en lig lewe om oorvloed te hê, genoegsaam te hê, 'n selfgenoegsaamheid te ervaar daarin. Kom na vore onder andere dan in die vermoë om te kan speel en lag waar ons ook al mag wees. Prediker 3:12. Toe het ek besef, al wat die mens maar moet doen is om gelukkig te wees en die lewe te geniet. Die interessante, baie kritiese skrywer, baie pessimistiese skrywer. Uit wie se mond jy nie regtig sal verwag om die volgende te hoor nie. Wat is my en jou doel? Om gelukkig te wees en die lewe te geniet. Die lewe soos hy is. Met sy opdraandes, met sy afdraandes. Daar's nie 'n lewe moontlik van net hoogtepunte, daar's nie 'n lewe moontlik van net gelykpaaie nie. Ook nie Jesus nie. Johannes 10:10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Weereens, wat is die doel? Dat jy hierdie lewe ten volle kan geniet. Romeine 8:28, alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. As jy daai gedeelte gaan krities ontleed, is die ten goeie wat jy ervaar juis in die mees slegste situasies wat jy ooit self kan bevind. Die skrif waarborg nie 'n gemaklike goeie lewe nie. Maar hy waarborg die Here se teenwoordigheid vir die wat hom opsoek. En daarin lê 'n bron van vreugde wat nie gekoppel is aan die omstandighede wat ons beleef nie. Johannes 15. Weet julle hoekom sê ek al hierdie dinge vir julle? Ek wil hê julle moet dieselfde vreugde en genot hê as ek. Daar moet geen einde aan wees nie. Duideliker kan ons dit nie van hom hoor nie. As ons wonder of ek 'n ander bril of 'n nuwe lens wat die wêreld deur die oog van 'n kind sien moet byvoeg of oorweeg, die Here sê, ek wil hê julle moet dieselfde vreugde en genot beleef as wat ek beleef het. Daar moet geen einde aan wees nie. Dis die lewe in oorvloed. Ten Filippense 4, wees altyd bly, ek herhaal, wees bly. En dis te midde van alle omstandighede. Ten spyte van alle omstandighede. As ons Paulus gaan lees van sy grootste vreugde momente, was in die tronk. Van sy grootste vervullende momente, was toe die deure oop was en hy nie ontvlug het nie. Hoe maak dit sin vir ons as volwassenes nie regtig nie? Wanneer maak dit sin? Wanneer ek na die lewe kyk deur die oog van 'n kind. Wanneer ek die lewe beoordeel soos 'n kind dit sou beoordeel. Jesus se uitnodiging. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies openbaar het. Dis interessant dat dieselfde gesê word net op 'n ander manier. As Jesus sê, ek wil vir julle vertel hoe die koninkryk, my koninkryk werk. Maar as een voorwaarde, jy moet weer word soos 'n kind. Wat staan hier? Die Here, die werking van sy koninkryk, sy menswees en deel wees deur sy gees van my en jou menswees op aarde. As ons dit wil verstaan, hy het dit openbaar. Maar aan wie? Aan die kindertjies. Dit gaan nie oor kindertjies nie, dit gaan oor volwassenes met 'n hart van 'n kind.
As ons lees, terwille van die kleintjies in die geloof, beteken dit nie die kleintjies 3, 4, 5 jaar nie, dit beteken die wat so pas in die geloof gekom het. So ja, hy het dit openbaar aan kindertjies, aan volwassenes, wat met die gesindheid van 'n kind hoor en sien en leef en verstaan. Ja, Vader, want so was u welbehae. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal rus gee. Weereens, herhaal homself, Psalm 23, as ek jou herder is, sal jy niks kort nie. Al is jy in die moeilikste omstandighede, as ek jou herder is, bring ek jou by 'n plek waar daar rus is, ek bring my jou by 'n plek waar daar vrede is. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Dis hoe sy koninkryk werk. Maar om dit te kan doen, moet ek hom vertrou soos 'n kind, moet ek hom sien deur die oë van 'n kind. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. My juk is sag, my las is lig. As jy dink aan die tema, ontdek God in die gewone van speel en lag. Kan jy vanoggend hier kom sit het en vir jouself gesê het, die Here weet wat is my omstandighede. Daar is nie plek vir speel en lag nie. Daar is nie plek vir vrede nie. Daar is nie plek vir vreugde nie. Dit wat ek op die oomblik deurgaan, is loutering. Dis moeilik. Dis nie lekker nie. Is dit waar jy is vanoggend? Juist dan is hierdie woord ook vir elkeen van ons. Omstandighede, deur die oë van 'n kind, laat God toe om God te wees. Gee my en jou die vermoë om te ontdek, die juk is sag, die las is lig. Hy is die een wat my bring by waters waar vrede is. Hy wil vir my rus gee ten spyte van, te midde van waar ek is. Ek dink die Engelse vertaling in The Message sê dit op 'n ander manier wat ander begrip bring. Abruptly Jesus broke into prayer. Thank you, Father, Lord of heaven and earth. You've concealed your ways from sophisticated and know-it-alls, but spelled them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that's the way you like to work. Openbaar aan die kindertjies, openbaar aan die nie-kritiese mens, openbaar aan hulle wat 'n ontvanklike gees, 'n leerbare gees het. En dan die vraag, want dit is die lewe. Are you tired? Are you worn out? Burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Hou geselskap met my. Soek my teenwoordigheid op en jy sal ontdek hoe om lig en vry te lewe. Hoe om 'n lewe in oorvloed te hê. Gesetel in die feit dat ek deur die oë van 'n kind kyk. En nie die kritiese bril dra van 'n volwassene met lewenservaring wat in 'n gesprek sal sê, die lewe het my geleer. Dit is net moeilikheid. Lewe het my geleer. Dis swaar kry op swaar kry. Laat ek jou vertel hoe die lewe werk. Dis een gemors. Kom ek sê vir jou, kyk na die ekonomie. Dan gaan jy sien hoe enige ou sy alie kan sien. Dit is die lens van 'n volwassene. Dis die lens van ervaring. Was vir my in hierdie week opnuut nie net verfrissend nie, maar ook 'n skok om te ontdek, want ek moes vir myself sê, dat die Here sê vir my, Henny,
As jy na die lewe wil kyk deur die lens van 'n volwassene, gaan jy nie verstaan hoe ek en jy kan werk hier waar jy nou is, in hierdie wêreld nie. Jy moet weer word soos 'n kind, om my koninkryk op hierdie aarde, en jou deel wees daarvan, en jou rol daarin, te verstaan. Jy moet nie net met my company hou nie, jy moet ontdek hoe dit is, om vry en lig te lewe. En ek dink dis die essensie, as ons sê om God te ontdek in die gewone van speel en lag, is dit juist dit. Speel en lag is aktiwiteite van lig lewe, vry lewe, lekker lewe, geniet lewe. En dis wat hy wil hê ek en jy weer moet herontdek en deel van wees. Tom sê die frase speel en lag is een van die gebede wat ek elke dag van my lewe bid. Here, help ons om vandag saam met U te speel en te lag. Ons het baie dinge ontdek in hierdie reis wat Tom ook in sy eie lewe anders begin doen. En hierdie is 'n daaglikse gebed wat deel geword het van sy lewe. Here, help my om vandag saam met U te speel en te lag. As dit my ingesteldheid is voor ek die dag aanpak, gaan ek God en sy humor in hierdie wêreld kan raak sien. As my bril is, ek weet nie hoe gaan ek al die moeilikheid wat vandag voor my lê, agter die rug kry nie. Staan nie 'n moontlikheid om dit raak te sien nie. Ek het eers baie laat in my lewe ontdek dat God vol vreugde is en dat Jesus gereeld gelag het. My prentjie van God moes met die tyd ruimte maak vir hierdie faset van God se karakter. Dis interessant en ek dink dis soms wat in my en jou lewe dalk 'n stukkie verwarring bring. Ek dink ons het groot geword met 'n persepsie van daar's twee gesigte van die Here. Daar's die gesig van God die Vader, daar's die gesig van Jesus. En die gesig van God die Vader was baie skaars om te verreken, want ek en jy is groot gemaak, ons het nie die voorreg om sy gesig, sy aangesig te sien nie. So uitbeeldinge van hom was baie beperk. Maar dit was meerendeels van 'n ouer persoon met kwaai gesigsuitdrukkings. Vandaar die persepsie, hy hou my dop. Vandaar die persepsie, hy kom om te oordeel wat ek gedoen het. En dan die ander, die foto's van Jesus. Baie van hulle met die glimlag op, soos hier. Daar's 'n boek geskryf oor The Laughing Jesus. Dat ek en jy hom nie van kindsbeen af regtig so ontdek het nie. Aangrypend was hy videogreep wat Gys met ons gedeel het, waar Petrus op die water loop en toe hy begin sink, die oomblik toe Jesus hom gryp en hom uittrek, Jesus se gesigsuitdrukkings was so, 'n glimlag, vriendelik. En ek dink ons het groot geword en daai oomblik het die Here vir hom sê, kan jy nie eens hierdie bietjie vertroue hê nie. Om Jesus te sien en te ervaar as die een wat ook vreugde kan hê, selfs in daai oomblikke. Nou kan ek myself indink, dat die Here bietjie in sy mou gelag het. Ja, Petrus, jy oefen nog. Maar daar sal 'n tyd kom dat jy op die water kan loop. Maar vandag was goed. Jy het 'n hele paar tree gedoen. Dis tyd dat ek en jy ons persepsies van Jesus, ons liewe Vader, en ons funksionering in hierdie wêreld anders begin sien. Een van die beste maniere om hierdie speelsheid en blydskap te herontdek is om tyd saam met kinders deur te bring. So, hoe kry ek en jy dit reg om speel en lag weer deel te maak van ons daaglikse lewe? Ek dink die eerste ding is 'n wilsbesluit om te sê, ek is nooit te oud om te speel nie. Ek is nooit te oud om te lag nie. Ek is nooit te oud om my sin vir humor te beleef nie. Ek het 'n bietjie gaan kyk en probeer vasstel wat die wêreld, Google dan dink van terme. En ja, dis nie lekker terme om te hoor nie. Suurknol.
bitterbek. Die hartseer is, die wêreld ken dit nie toe aan 4-5-jarige kinders nie. Die wêreld sê dis tipies van persone van 'n sekere ouderdom. En kom ons sê nie vanoggend die ouderdom nie. Ek en jy moet nooit te oud word om te kan lag, te kan speel, ons sin vir humor te behou nie. Maak kindertjies altyd deel van jou lewe. Ek beleef dit op baie terreine waar ek nou kom vanuit my werk uit, hoe daar 'n doelbewuste poging is om kindertjies weg te kry. Ons wil hulle nie hoor nie, ons wil hulle nie sien nie, hulle ras. Dis juis daardie kindertjies en hulle geraas, wat weer die kind in my en jou wakker maak, wat ons weer in staat stel om soos hulle te leef. Geniet stokperdjies en speletjies, maak tyd daarvoor. Eenvoudige dinge, dink terug aan 'n kind, toe jy Rummy gespeel het, toe jy sommer net Snap gespeel het. Wanneer het ons te oud geraak daarvoor? Dis deel van lag en speel in hierdie lewe. Keer dat iemand jou vreugde steel. Navorsing sê, die mate waarin jy die bam staan vir baie uitputtende mense. Ons kan dit ook definieer as negatiewe mense, wat ook al. Maar die mate, die tyd wat jy aan daardie tipe persoonlikhede in jou lewe toelaat, het 'n direkte invloed op jou vreugde en jou vredefaktor. En ons moet daar regtig begin dink, as ek weer wil die lewe geniet, soos God wil hê ek moet, as ek wil weer die lewe sien deur die oë van 'n kind, moet ek volwasse genoeg wees om te sê, ek moet met sekere persone in my lewe gesprekke hê, en jy gaan saam met my op hierdie nuwe pad, of glad nie. Maar ek kan nie langer toelaat dat jy deur jou gedrag, jou denke, my beïnvloed, my vreugde steel nie. Lag is aansteeklik. Ons het dit reeds met mekaar gedeel, deur die voorbeeld van dit wat op daardie bus gebeur het. En sien die lewe letterlik deur die oë van 'n kind. As ons praat van struikelblokke, iewerste kom dit in my op, ek is nou te oud vir. Ek dink as ons daai 3 woorde uit ons woordeskat kan sny, uit ons lewens kan sny. Te oud vir. Ek en jy kan nooit te oud vir iets word nie. Ons kan iets anders begin doen. Ons kan iets anders begin beleef. Maar as dit 'n lewe om te leef, en ja, in die verskillende fases van my lewe, kan ek dinge anders sien en beleef. Maar ek is nooit te oud. Dit is nie nodig om daai faset dit uit my lewe te sny nie. Een van die gedeeltes wat ek ook gekyk het in my voorbereiding, daar's 'n stasie in Amerika wat hierdie videogrepe maak van real life stories wat regtig waar inspirerend is. Het gaan oor hierdie mamma en haar dogtertjie wat sommer net winkel toe gaan. En sy verjaar vandag. Sy's 4 jaartjies oud. En hier kom 'n oom aangestap met sy trollie, 82. Sy vrou is 'n jaar of 2 terug oorlede. Hy was besig om hom dood te tree. Die lewe het alle vreugde verloor. Jy kan dit op die videomateriaal sien van die winkel. Sy gesig is strak. Hy lyk kwaai. En toe hulle trollies by mekaar verbygaan, toe gryp sy. En haar eerste woorde was, "Hello old man." En jy kan sien aan sy gesig, hy's verstom. Wat wil die kind nou doen? En toe sê sy vir hom, "It's my birthday today. I want a hug." En die armpies is oop. En hy druk haar. En net daar het sy lewe verander. So 1 keer 'n week gaan kuier mamma en hierdie dogtertjie vir hom. Sy rouproses het gestop. Sy sin in die lewe is terug. Sy vreugde in die lewe is terug.
As jy vir hom gevra het, sal dit help om net weer die lewe te sien soos 'n kind? Sou hy gesê het, los my, ek rou. Maar die oomblik toe dit gebeur, toe ontdek hy 'n nuwe manier van leef in die omstandighede. Want sy kom daar aan met die boekies en 'n storie lees, en dis teken, en dis net die stap om te neem. Ander ding is, die lewe is ernstig. As ons dit ook iewers te kan begin uitfaseer. Die lewe soos die Here dit vir my en jou bedoel om te wees, is nie om ernstig te wees nie. Die lewe is bedoel om geniet te wees, gevul met vreugde. Dit is nie altyd nie, verseker nie. Maar ek kan elemente, mense identifiseer in die moeilikste van tye wat steeds vir my vreugde kan bring, waarmee ek kan lag en speel. Moet nooit ons sin vir humor verloor nie. Dis een van die wonderlikste vermoëns van 'n kind, om hulle dop te hou. Hulle lag vir hulle self. Hulle is gewoonlik die eerste ou om aan te kondig, ek het nou 'n stupid ding gedoen. Hulle verkondig dit vir die wêreld. Ek en jy as volwassenes, die wêreld moet net nie sien nie. Ek het nou 'n stupid ding gedoen, maar niemand gaan dit weet nie. Ek verloor my sin vir humor. Om Jesus as kwaai te sien. Ek dink my aanknopingspunt in my brein nou, hoe die Here wil hê ek moet leef, het geskuif na 'n nuwe teks, as die Here sê, man, as jy my koninkryk wil verstaan, word net soos 'n kind. As jy begin dink en leef soos 'n kind, gaan jy verstaan wat ek wil hê moet gebeur. En ja, dan, dis 'n tweede keer, maar dis so belangrik om kinders nie uit ons leefruimtes te faseer nie. Ons het die voorreg, ons het 'n saaldiens en daarom is hier nie kindertjies nie. Maar as jy in 'n erediens is en dit is een erediens en daar's kindertjies, hoe hanteer ons hulle? Hulle word dikwels gesien as lastig. Kry hulle net uit. Weereens, ek het bitter min herinneringe van my 5 jaar fase. Maar een ding wat ek verskriklik goed onthou, soos helderdag. Ek sien nog die trappies by die kerk en alles. Ons was in die kerk. Nou was 'n kind wat lastig was. Die dominee het sy preek gestop. Hy het gesê, mamma, vat nou jou kind uit. Doodse stilte. Mamma en haar kind is uit. Wat onthou ek as 5-jarige kind? Dat daai kind buite 'n pak slaag gekry het. Ons almal kon dit hoor. Kry hulle net uit my leefruimte uit. Kry hulle net uit die erediens uit. Ons moet 'n ander ingesteldheid hê. Here, dankie dat die kinders is. Here, werk met die pappas en mammas dat daar nog kinders is. Kinderstemme is nie 'n las nie. Dis 'n herinnering van God, wie ek en jy moet wees. Ag, en 'n laaste ding, ek kan nie die lewe soos 'n kind sien as die glas vanuit my perspektief altyd half leeg is nie. Dit het ek agtergekom met ons 4 kleindogters. Of ek nou soveel ingooi of soveel ingooi, as dit klaar is, weet hulle, oupa, ek is nog dors. Ek en jy half skade, verlies, om die wêreld deur die oë van 'n kind te sien. So Tom sê, as ons hierdie hoofstuk ons eie wil maak, is daar 'n paar dinge waaroor ek en jy die week wat kom moet nadink. Die eerste is, hoe lyk jou prentjie van Jesus? Is hy die ou wat vir Petrus in my en jou lewe kom ons in die hand kom vat en sê, ek weet, ek is by jou. En watter deel van jou lewe het jy oud geword? Ek dink ons het almal iewers al doelbewuste besluite geneem om te sê, te oud, ek is nou te oud. Watter stokperdjies help jou om te kan speel en lag?
Of as ek en jy ook nou te oud vir stokperdjies, vir speelietjies? Hoe kan ek kindertjies in my lewe weer deel maak, my leer speel? Het is my altyd lekker om te sien as ons jeugweek het van ons seniors wat deel word van die jeugweek. Dis klein kindertjies en of dit is met die kos maak of wat ook al. Maar daai interaksie. Kinders het oupas en oumas nodig. Oupas en oumas het kinders nodig. Ons is 'n gemeente met 700 plus seniors. Ons het 300 plus kindertjies. Die hartseer is baie van ons seniors, kinders en kleinkinders is in wêreldlande ver van ons. Maar die 300 is hier. Hulle is die week, jeugweek, almal hier by die kerk, hulle is elke Sondag hier. As jy behoefte het aan die omhelsing van 'n kind, stap by enige klas in, gaan sit op 'n stoel en sê ek is hier vanoggend, ek het net 'n drukkie nodig. Ek waarborg jou. Daar sal min kindertjies in daai klas wees wat jou nie 'n drukkie sal gee nie. Wat kan ek en jy doen dat hulle weer deel word van ons lewe? En dan, in watter faset van ons lewe moet ons onthou dat ons nog leer? Ek het hierdie week opnuut besef, my verstaan, my begrip van die koninkryk van die Here, ek het nog baie om te leer. Een van die fasette wat ek hierdie week geleer het, is hy is ook teenwoordig in speel en lag. Maar dis nou in my hande om dit in my lewe 'n werklikheid te maak. Douglas Adams sê, only a child sees things with perfect clarity because it hasn't developed all those filters which prevent us from seeing things that we don't expect to see. 'n Kind het nie filters nie, vooropgestelde idees nie. Ek stap vanoggend op van die badkamers, ek kry klein Amyke. Ek sê, môre Amyke, hoe gaan met jou? Armpies oop. Kom druk. Vertel my van die biertjie wat sy saam met haar kerk toe gebring het. Ek ervaar letterlik, by volwassenes, veral die wat jy nie ken nie, ek het die gewoonte om almal te groet, of ek jou nou ken of nie. Dat ek vra, hoe gaan dit? Hoekom wil jy weet? Wist jy? 'n Kind het dit nie. Geen vooropgestelde idees nie. George Bernard Shaw sê, when we stop playing, we start dying. Nee, Stuart Brown. Dit was vir my harde hou. When we stop playing, we start dying. We do not stop playing because we grow old because we stop playing. Net 'n ander hoek van dieselfde waarheid. Ek wil afsluit met hierdie foto. Dis nou van 'n man, maar dit moes ook eintlik van 'n vrou gewees het ook, so. Waar gaan die foto vir my? Ou sien dit baie in films, waar dit baie kragtig is, dat iemand sê, maar jy is nou, sê nou maar 50, maar na alles wat jy geleer het, hê nou 'n gesprek met jouself toe jy 18 was, en gee vir jou 18-jarige weergawe raad. Hierdie foto sien aan die linkerkant 'n persoon wat 25 is, en sien aan die regterkant 'n persoon wat 75 is. Dieselfde persoon. So dis ek en jy. Dan hoor jy Jesus se woorde, ek het gekom sodat jy nie die lewe kan hê en in oorvloed. Dan hoor jy wat Benjamin Franklin sê, most people die at 25 and aren't buried until they 75. So, jy kry mense, sê hy, wat op 25 begin doodgaan. Ophou speel, ophou lag. Wat op 25 te oud word vir baie dinge. Wat sinies word.
Waar die wêreld as 'n vyandige plek beleef, so kan ons aangaan. So ek wil vra, kom ons kyk vir 'n oomblik na hierdie foto, na jouself, en jy gaan nou 'n gesprek hê met jou jong weergawe, of jy nou 80 is en 25, of 40 en 25, maar jy het nou die geleentheid om met jou jonger weergawe in jou gedagtewêreld te gesels. As een van twee dinge wat jy vanoggend vir jouself kan sê. Die eerste is, ek het die Here se woorde ter harte geneem, en ek leef die lewe in oorvloed. Daar's niks wat ek anders sal wil doen nie, en ek gaan aanhou om hom in oorvloed te leef. Dis my raad aan jou, leef die lewe in oorvloed, soos die Here dit bestem het. Tweede alternatief is dat ek en jy vir ons jonger self kan sê, weet jy wat, ek het op my lewenspad 'n klomp dom besluite geneem. Ek het besluit, ek het te oud geword vir, en. En die tweede aanhaling van Benjamin Franklin, en is 'n sekere sin waar van my. Ek het begin doodgaan in fasette van my lewe oor die jare. En as ek so aanhou, gaan ek éventueel dan nou maar net my asem uitblaas iewers. Maar die lewe se doodgaan proses het ek al lank al begin. Wat sê ek vir daai jong self? Dit stop hier. Al is ek 80, dit stop hier. Ek is nie meer te oud vir nie. Ek gaan nie meer nie. Die wêreld is nie net 'n vyandige plek nie. Ek gaan begin om God te sien in die gewone van lag en speel en dit weer deel maak van my lewe. So gebruik 'n oomblik en tree vir 'n oomblik in gesprek met jou jonger self. Here, U sê vanoggend vir elkeen van ons, dit verseker ek julle. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele kom nie. Here, ons besef intens vanoggend dat ons weer soos kindertjies moet word. Dat speel en lag weer deel moet word van my lewe. Ongeag die fase waarin ek is, die ouderdom wat ek is, Here, die omstandighede waarin ek is, want dan sal ek U ook daarin ontdek in die gewone. Al is dit kindertjies wat speel, al is dit humor, deur my klein skermpie, my foon, al is dit in gesprekke op kantoor, tussen familie. Here, dankie. Dankie dat U my kom uitnooi vanoggend om te sê, keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Ja, Here, ek het 'n intense behoefte om lig te leef, om vry te leef. Vat my hand, Here, lei my deur U Gees. Amen.